Amen. As jy jou Bybel saamgebring het, maak dit vir my oop daar by Psalm 23. Psalm 23. Ek praat vanmôre met jou oor die tema goedheid en guns. Psalm 23. Dis seker een van die hoofstukke in die Bybel wat die meeste oor gepreek word en dis ook een van die oudste psalms in die Bybel. Hy's oor die 3000 jaar terug geskryf. Maar nie net 'n mooi gedeelte nie, ook 'n diep digkuns van Dawid, waar hy 'n persoonlike verhouding tussen hom en sy herder beskryf. En ek weet, almal van ons ken dit halfpad uit ons kop uit, maar begin my vanmôre die geleentheid om ook hierdie mooi psalm te gebruik, om vanmôre ook 'n bietjie met jou te praat oor die tema goedheid en guns. As jy jou plek het, sê amen. 'n Psalm van Dawid, vers 1. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groenwy velde, na waters waar daar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. En al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en die staf, die vertroos my. U berei 'n tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Nou, doen my goue guns. Hy sê net goedheid en guns sal my volg. Nou as jy 'n pen het, wil ek jy moet daardie my gou net so 'n bietjie onderstreep. En dan sit jy gou jou eie naam daarin, want hy moet eintlik soos volg klink. Hy sê, net goedheid en guns sal Barend volg, al die dae van sy lewe. Glo jy dit vanmôre? Glo jy dat die Here wil werklik waar hê, dat dit met jou moet goed gaan? Dat hy sy guns en sy goedheid aan jou wil openbaar en oor jou lewe wil uitstort, meer as wat jy kan ooit verdien. En daarom wil ek vanmôre met jou en my praat oor goedheid en guns. Nou, die suksesvolle nuusleser op SABC2, Jenna Lee February, skryf 'n boek en sy noem hierdie boek net goedheid en guns. En in hierdie boek vertel sy van hoe sy swaar groot geword het in die Kaap. Hoe daar baie dae nie kos in die huis was nie, en hoe daar nie genoeg klere was nie, en hoe hulle nie genoeg goed gehad het om dag tot dag te kan voortbestaan nie. En sy het swaar gekry, daar was geweld en daar was misdaad in hierdie omgewing, en dan skryf sy hierdie biografie oor haar lewe, en dan sê sy, ek het gekom van niks tot 'n suksesvolle nuusleser wat in elke persoon sy huis elke aand kan inbeweeg, nie omdat ek so oulik was of omdat ek lak gehad het nie, maar sy sê die enigste rede hoekom ek dit kon regkry was as gevolg van die goedheid en van die guns van die Here wat my lewe lank deur saam met my beweeg het. Die De Wets het 'n ou spreekwoord in hulle huis wat sê, ons word gesorg. En ek kry my baie kere, Junior, dat ek sê, ek word gesorg. Hoekom? Want die goedheid en die guns van die Here is besig om jou agterna te sit en om jou in te haal, want die Here wil hê dit moet met jou goed gaan. Jenna Lee skryf, sy sê, ten spyte van die wêreld se moeilikheid, ten spyte van honger en dors en van koud en van naaktheid, ten spyte van al hierdie dinge, het ek dit nog steeds gemaak, nie omdat daar iemand was wat vir my uitgekyk het nie, nee, die goedheid en die guns van die Here het my lewe totaal en al kom verander. Sy is ook nie die enigste skrywer wat dit sê nie. Max Lucado beklemtoon dit in een van sy mees gewildste boeke wat hy sê, dis net die goedheid en die guns van die Here wat gemaak het dat ek kon regkry wat ek gekry het. Charles Stanley, hy's 'n groot skrywer in Amerika. Hy skryf 'n boek oor die guns van die Here. Hy sê, daar's baie dinge wat 'n rol speel in jou lewe, maar as jy nie die goedheid en die guns van die Here in jou lewe het nie, is dit verniet. Dis verniet as die wagter die stad bewaar en God bewaar nie die stad nie. Dis net die goedheid en die guns. Joel Osteen
preek een van sy mees gewildste preke, en die preek se tema was The Favor of God. Dis net die guns en die seën van die Here wat maak dat ek en jy vanmôre hier kan staan en dat ons het wat ons het. Amen. En dan kom ou Dawid en hy skryf hierdie Psalm. Nou onthou nou, Dawid was hier al 'n redelike ouer man gewees. Hy het al 'n paar oorloë gewen. Hy het al 'n paar keer probleme hanteer. Hy het 'n vyand verslaan. Hy het nasies verower en hier is hy die koning en hy skryf terug as hy terugkyk oor sy lewe en hy sê waarlik, dit was net die goedheid en die guns van die Here wat gemaak het dat ek al hierdie dinge in my lewe kon regkry. Ja, ek was beroemd, ek was gewild, ek het baie dinge reg gekry in my eie krag, maar dis net die goedheid van die Here wat my tot hiertoe gedra het. En toe ek dit in hierdie week of eintlik verlede week weer lees, dis asof die Here dit vir my so in highlights uitbring om te sê, dit is nie omdat ons so oulik is nie, dit is omdat die Here vir ons omgee. En ek bid en ek sê, Here, as daar een ding is wat ek begeer in hierdie oomblik in my lewe, net is dit die goedheid en die guns van die Here oor my lewe. Klaagliedere 3:22 sê, dit is as gevolg van die goedheid van die Here dat ek dit tot hiertoe gemaak het. Ja, jou talente en jou gawes en dit wat jy opgebou het, ervaring, dit help, verseker, moenie my nie verkeerd verstaan nie. Maar as die Here die huis nie bou nie, dan bou die wat daarin bou te vergeefs. Nou, die woordjie goedheid en guns is baie ryk en diep woorde en ek het hulle 'n bietjie gaan opsoek daar in Hebreëus. Die woordjie goedheid is die woordjie tof, T-O-V, die woordjie tof. Dit beteken meer as net goed. Dit beteken 'n bo-menslike goedheid. Dit beteken die goedheid van die Here, die seën van die Here, die welwillendheid van die Here wat hy aan sy kinders gee, meer as wat hulle verdien. Ek verdien nie sy goedheid nie. Ek verdien nie sy guns nie. Die woordjie guns is daardie woordjie chesed. Hy beteken 'n diep, ryk betekenis. Dis een van die woorde wat die Here se karakter so mooi beskryf. Hy sê, dit praat van die standvastigheid wat God het, dat God nie kan verander nie. Soos wat God vandag is, so sy môre. Hy het nie 'n manier wat hy kan verander nie. Dit praat van liefde sonder einde, bo-verdiende genade, die verbondstrou wat die Here aan ons gebring het, barmhartigheid en onwankelbare goedheid. Verstaan jy wat beteken goedheid en guns? Dis nie net dat die Here vir jou goed is en dat die Here gunstig oor jou dink nie. Dit is bo-natuurlike guns uit die troonkamer van die Here dat ek en jy vanmôre het wat ons het. En daarom wil ek vanmôre 'n bietjie met jou praat oor die goedheid en die guns van die Here. Hoor wat sê die Bybel. Psalm 34 vers 9 sê, smaak en sien dat God goed is. Sjoe. Ek en jy moet op 'n plek kom wat ons weer sal smaak en sal sien, sal beleef en ervaar dat God goed is sonder einde. Psalm 31 vers 20 sê, hoe goed is die goedheid, Here. U het dit weggeberg vir die wat die Here vrees. Vir die wat die Here vrees, Debbie, is goedheid en guns outomaties in hulle lewe ingeplant. Psalm 52 vers 3 sê, die goedheid van God duur vir 'n hele dag. En daardie woordjie dag is vir my besonders mooi. Staan gou stil daar. Hy sê, die goedheid van die Here duur vir 'n dag. En is elke môre nuut. So as ek in die oggend opstaan, dan is die goedheid en die guns van die Here daar. En dit duur vir die hele dag, 24/7. En wanneer ek dan gaan slaap en ek môre opstaan, dan is die goedheid en die guns weer daar vir 'n hele dag. Verstaan jy vanmôre dat dit die goedheid en die guns van die Here is, dat ek en jy het wat ons het? Gaan lees bietjie Psalm 136. Dis nie 'n vreeslike lang psalm nie, jy kan dit gou-gou gaan doen as jy by die huis kom voor ete. Maar in hierdie psalm, 26 keer sê die skrywer aan die goedheid van die Here, is daar geen einde nie.
Aan die goedheid van die Here is daar geen einde nie. Aan die goedheid van die Here, daar's 26 redes en ek hoor my hart vanmôre, daar's nog 1000 meer wat die psalmdigter opnoem, want hy sê die goedheid van die Here ken geen einde nie. Dit beteken nie, jy gaan nie storms hê nie. Dit beteken nie, jy gaan nie siek word nie. Dit beteken nie, jy gaan nie probleme hê. Dit beteken nie, daar gaan nie teëspoed in jou lewe wees nie. Maar wanneer die dinge kom, is die goedheid en die guns van die Here alreeds in plek om jou daardeur te dra. Ek verstaan nou 'n teksvers in die Bybel bietjie beter. Alles sal ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Hoekom? Want môre as ek opstaan, is daar weer nuwe guns en nuwe goedheid wat oor my lewe uitgestort is. Hoe die duiwel werk om besimpeld om ons onder te kry. Kan ek 'n amen kry? En hy kry dit so nou en dan reg. Kom ons wees bietjie ernstig. Maar die goedheid en die guns van die Here help om ons daardeur te kry. Hy maak dat ons daardeur kom. Rick Warren, kom ek vertel jou gou 'n storie. Rick Warren skryf in een van sy boeke 'n baie mooi ware verhaal. Hy sê, kom ons sê maar hulle is op pad op vakansie en hy en sy familie stop so halfweg, hulle is bietjie moeg en hulle trek af en hulle kom by 'n gastehuis en hulle boek in die gastehuis in. En toe hy die gastehuis die rekeningkie betaal om ingeboek te word, toe sê hy vir sy vrou, "Sjoe, dis daarom verskriklik duur. Dis amper duurder as ons vakansie." Maar hy betaal dit en hulle gaan na hulle kamer toe en 'n uur daarna besluit die kinders, hulle wil gaan swem. En toe hulle by die swembad kom, toe sit 'n warmwater swembad en hulle maak vir die hekkie oop en hulle swem. En as die kinders dors is, dan kry elkeen 'n koeldrank en hulle kry roomys. En Rick Warren sê hy kry so benoudheid op sy maag. Sjoe. As dit die verblyf was, wat gaan die warm swembad kos en wat gaan die koeldrank kos en wat gaan die roomys kos? En daardie aand toe hulle honger is, toe gaan hulle na die restaurant toe en hulle kan van die tafel af eet alles wat lekker is en hulle eet. En hy sê hy eet maar met 'n swaar hart want sjoe, dit gaan duur wees. En toe hulle gaan slaap, julle weet hoe werk room service, dan kyk jy mos daai spyskaart en dan soek jy nou 'n bietjie malva pudding en die kinders druk net knoppies en hulle lewer vir hulle malva pudding af en die oggend hulle opstaan toe sit 'n ontbyt wat hy nog nie gesien het nie. Hy sê hy kon nie dink dat eiers op so verskillende maniere gaar gemaak kan word nie. En hy sê die kinders eet van elke eier want dit is mos snaaks. En toe hy by die til kom of die toonbank kom nadat alles verby is, toe sê hy, kan hy maar die rekening kry. En die vrou sê, maar meneer het ons gister betaal. Hy sê, ja, maar my kinders het roomys geëet en hulle die warm swembad gebruik en sy sê, maar jy verstaan nie, dit was alles ingesluit by die prys. En hy sê, besef iets, die dag toe jy jou lewe aan Jesus Christus oorgegee het dit 'n duur prys gekos. Maar alles is ingesluit. Die goedheid en die guns van die Here is outomaties ingesluit. Die dag toe jy gesê het, Jesus, ek meld aan vir diens. Jesus, ek wil U kies as my koning en as my verlosser. Here, ek wil net vir U lewe. Here, ek gee die sondige lewe, gee ek geen vatkans in my lewe nie. Was dit 'n duur prys, kan ek gou sien? Dis 'n duur prys om die Here te aanbid. Maar al die ander dinge is ingesluit. So werk die goedheid van die Here. Die oomblik wanneer jy ja sê vir Jesus, om die Here en die meester van jou lewe maak, is goedheid en guns ingesluit. Is goedheid en guns ingesluit. Ek sê nie dit gaan 'n prys kos nie, maar is outomaties ingesluit. Die King James Version sê dit vir my nogal mooi. Hy sê surely, was 'n mooi woord, surely. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of our lives. En Charles het so rukkie terug vir my 'n boek gegee, 'n Bybel gegee, en daardie woordjie surely is geonderstreep en ek gaan soek hom toe gou hier agterin. Daardie woordjie surely is 'n werkwoord. Ag, daai woordjie follow, die woordjie follow. Surely the goodness and mercy shall follow me. Daardie follow is 'n werkwoord en die werkwoord is Rafa. Dis amper die woord van God. Weet jy wat beteken daardie woordjie? Dit beteken om iemand te agtervolg, om iemand te jaag, om iemand in te haal, om agter iemand aan te hardloop met 'n vasberade besluit om daardie persoon in te hardloop. Hierdie woordjie kom 'n paar keer voor daar in die Ou Testament.
waar die Israeliete die Filistyne aangeval het. Dan word hierdie woordjie follow gebruik, dat die volk van Israel het die Filistyne ingehardloop om hulle in die hande te kry. Kry jy die prentjie? Die goedheid en die guns van die Here jaag agter jou aan om jou in te haal. Hy jaag agter jou aan om by jou uit te kom, sodat hy die guns en die goedheid van die Here op jou lewe kan deponeer. Dit is 'n aktiewe woordjie wat sê, maak nie saak waar jy is in die lewe nie, God se guns hardloop agter jou aan om jou in te haal met die doel om vir jou voorspoed te kan gee. Partykeer dan dink ek die duiwel hardloop baie vinnig agter my aan. Die goedheid en die guns hardloop nog vinniger. Die goedheid en die guns van die Here is agter jou aan om jou te kom inhaal. Maak nie saak waar jy is nie. Die goedheid en die guns sal jou inhaal, jou omring en jou nooit verlaat nie, sê die Bybel. En terwyl ek so bietjie deur die psalms hardloop en bietjie daardeur lees, vra ek, Here, ek verstaan dis outomaties en is ingesluit en is verniet, want guns is verniet, maar daar was tog 'n paar dinge wat Dawid in plek gehad het, sodat dit outomaties kon kom. En ek weet jy, toe jy sien daar 7, toe maak jy so, kom maar, wees eerlik. Ek gaan vinnig daardeur hardloop. Ek is besig om jou voor te berei. In die hemel gaan ons kerk hou 24/7, hoor? So as jy nie soontoe wil gaan nie, hoekom is jy hier? En ek kyk 'n bietjie na hierdie goed en die Here het 'n paar dinge op my hart gelê, wat ek en jy in plek moet hê. Onthou, die guns is gratis en verniet. Maar daar's tog 'n paar dinge wat ek en jy kan doen. Nommer 1. Dawid was 'n man na God se hart. 1 Samuel 13 vers 14, en jy kan dit gaan lees by die huis. Die Here God kom by koning Saul en hy sê vir hom, ek is nie meer so tevrede met jou nie. Jy was die koning en jy het alles reg gedoen, maar jy het afgedwaal. Hy sê so mooi, hy sê, maar nou sal jou koningskap nie meer kan bestaan nie, want die Here het 'n man gesoek na sy hart. Koning Saul, dit wat jy nou doen, is ek nie meer so gelukkig nie. Jy was reg, maar jy is nie meer nie. Ek soek 'n man na my hart. En dan kom Handelinge 13:22 en hy sê, nadat hy Saul verwerp het, het hy Dawid as koning aangestel. Van hom het God self getuig. Is 'n man na my hart. Hoekom? Want hy sal alles doen wat ek van hom vra. En ek leer net weer iets hierso. Dawid word as koning aangestel en die goedheid en die guns van die Here het oor sy lewe gerus soos nog nooit van tevore nie. Hoekom? Omdat hy 'n man was na God se hart. Wat is 'n man na God se hart? Die Bybel het sopas vir jou dit gesê. Dis iemand wat altyd doen wat God wil hê hy moet doen. En wanneer jy altyd doen wat God van jou verwag, dan word jy 'n man na God se hart. En outomaties sê die Here, as jy 'n man is na my hart, dan kan ek nie anderste as om die goedheid en die guns van my oor jou lewe uit te stort nie. Ons ken almal van Petrus. Petrus word die rots genoem. Ons ken almal van Abraham, hy word genoem die man met die geloof. En Moses word genoem die vriend van God. En Josua word genoem die sterk en die dapper een. Maar die Bybel praat net van een, Dawid, die man na God se hart. En toe ek dit net weer lees, toe bid ek en ek sê, Here, help my, sodat my hart kan kom op die plek waar God se hart is, sodat ek kan dink soos God, sodat ek kan redeneer soos God, sodat ek kan sien soos God, sodat ek kan hoor soos God, sodat my hart in lyn met God se hart kan kom, sodat ek mense sal hanteer soos wat God wil hê ek dit moet doen, sodat ek die wêreld sal hanteer soos wat God wil hê ek moet dit doen, sodat my hart dieselfde klop soos wat God se hart sal klop. Weet jy wat gebeur dan? Dan word ek 'n man na God se hart en die guns en die seën van die Here sal oor my lewe wees. Psalm 101 vers 4 is verskriklike woorde.
Hy sê 'n verkeerde hart moet ver van my af wegbly. Is dit nie verskriklik nie? Dis asof die Here sê, ek is op soek vandag nog, want dit het nie verander nie. Soek ek mans en vrouens, broers en susters, seuns en dogters met 'n hart wat klop soos God se hart. Psalm 17 vers 3 sê, Here, U het my hart getoets en dit moet ons kinders van God se gebed elke oggend wees. Here, toets my hart sodat my hart kan klop soos God se hart klop. Matteus 5 vers 8 sê, salig is die wat rein van hart is. Hoekom? Hulle sal God sien. Wil jy die Here sien? Wil jy sy goedheid hê? Kry 'n hart wat soos Jesus in lyk. Psalm 51 vers 10 skryf Dawid, hy sê, Here, skep in my 'n rein hart en gee my 'n standvaste gees. As jy die guns en die seën van die Here soek, moet jy 'n hart hê soos God se hart. 1 Samuel 6 vers 7 sê, dat die mens kyk ons voor die krop, maar God kyk ons op ons hart. Miskien kan jy vanmôre vir my of vir ander mense so 'n bietjie 'n rad voor die oog sit, want onthou ons hart is die mees bedrieglikste orgaan, en daaruit kom die oorsprong van die lewe. Miskien moet ek en jy op 'n plek kom wat ons sê, Here, maak my hart rein, maak my hart soos wat U hart is, sodat ek die guns van die Here oor my lewe kan kry. Nommer 2, Dawid het die waarde van sondebelydenis geken. Ons bly in 'n era en in 'n wêreld waar sondes nie meer sondes is nie. Hallo? En as ek iets verkeerd gedoen het, dan sê ek nie maklik sorry nie. Hallo? Dawid het sondes gehad. Hy het baie sondes gehad. Hy het baie dinge verkeerd gedoen. Een van sy grootste dinge waarvan die Bybel praat, is sy sonde met Batseba, en dat hy haar man voor in die oorlogveld geplaas het met die doel dat hy moet doodgaan. Maar in 2 Samuel 12 vers 1 kom die profeet Nathan by Dawid en hy klop aan sy deur en hy sê, Dawid, kan ek gou 'n bietjie by jou kuier? Ek wil jou gou ietsie vertel, jy ken die verhaal. En Nathan vertel vir Dawid die verhaal of die gelykenis van 'n ryk man met baie skape. En hy sê nie langs hierdie ryk man het 'n arme man gebly met 1 skaap lammetjie. En toe hierdie ryk man gaste kry, wou hy nie sy klomp skape slag nie en gaan hy na sy buurman toe. Hy vat sy enigste lammetjie en hy gaan slag hom. En Dawid word kwaad en hy word ontstel en hy sê, hoe kan dit waar wees? Hierdie man moet gestraf word. Maar in vers 7 sê kom die profeet hierdie besonderse woorde, Dawid, hierdie man is jy. Jy het gesondig voor die Here. Jy het verkeerd gedoen. En dan kom Dawid in vers 13. Hy sê, en toe Dawid vir Nathan geroep en gesê, ek het gesondig teen die Here. En Nathan antwoord en sê, jy sal nie sterwe nie. Die Here sal jou vergewe. Dawid het sondes gehad. Hy was 'n man na God se hart, maar hy het ook verkeerde dinge gedoen, net soos ek en jy, want as ons vanmôre sê, ons het nie sondes nie, dan is die waarheid nie in ons nie. En so het ons almal sondes, maar Dawid het op 'n plek gekom om te besef dat hy moet bely en laat staan. Psalm 32 vers 5 sê, Dawid skryf, hy sê, toe het ek my sondes aan die Here bely en die Here het my sondes vergewe. Daar in Psalm 51 skryf Dawid 'n hele boete lied aan die Here. Hy sê, was my Here, was my heeltemal, was my ongeregtigheid en was my rein. Here, ek het gesondig. Here, vat 'n hisoptakkie en was my, sodat ek rein voor U kan staan. Want as ek my sondes bely in Johannes, dan is hy getrou en regverdig om my sondes te vergewe en my van alle ongeregtigheid te reinig. Want sonde maak 'n skeidsmuur tussen God en sy kinders, sodat God nie op sy kinders kan kyk nie. Maar die oomblik wanneer ons sondes bely, maak hy die skeidsmuur weg en God se guns en God se genade kom in ons lewens in. Soek jy guns? Soek jy genade? Begin om jou sondes te bely en te sê, Here, ek is sondig, ek het foute, ek het verkeerde dinge, was my rein, o Here, sodat my hart kan wees soos God se hart. Nommer 3, is ons af. Nommer 3, Dawid het besef dat God was sy raadsgewer en sy leidsman. Dis iets wat in 2026 baie skaars is. Dawid
het nie alles wat hy gedoen op sy eie insigte en op sy eie raad en dit wat hy geken het nie. Nee, hy het in elke situasie, hy het na God toe gegaan en sê, Here, help my, sodat ek die regte besluite kan neem. En as jy die regte besluite neem, moet die guns van die Here op jou lewe wees. Kom ek gee jou gou 'n paar voorbeelde. 2 Samuel 5 vers 19, moet Dawid oorlog maak teen die Filistyne. Hy het hierdie oorlog al 100 keer gedoen. Maar die Bybel sê, toe raadpleeg Dawid die Here en vra, Here, wat moet ek doen? 2 Samuel 5:23 is die Filistyne weer op hulle voorstoep en Dawid sê weer, Here, ek vra u raad, Here, ek vra u hulp. 1 Samuel 30 vers 7 het die Amalekiete al die vrouens en die kinders weggevat. Hulle het die stad verbrand daar in Siklag en Dawid is gereed om oorlog te maak. En dan sê die Bybel, Dawid het gesê, Here, wat moet ek doen? Moet ek oorlog maak of moet ek rustig raak? En in elke situasie, ek het 'n klomp voorbeelde neergeskryf, maar in elke gebeurlikheid in Dawid se lewe, het hy nie net op sy perd geklim en oorlog gemaak en op sy perd geklim en planne uitgedink nie. Hy het eers by die Here gaan stil staan en gesê, Here, wat moet ek hier doen? Here, u is my raadgewer, u is my leidsman, waarop sal ek my hoop plaas, anders as op die Here? Psalm 32 vers 8 sê, ek wil jou onderrig, sê die Here. Ek wil jou leer aangaande die pad wat jy wil vat. Ek wil jou raad gee, sê die Here. En die woorde het nog nooit verander nie. Die Here wil jou vanmôre raad gee. Hy wil jou help. Hy wil jou lei. Hy wil jou help om te kan doen wat jy moet doen, maar op die regte manier. Psalm 25 vers 4 sê, Here, maak my u weer bekend. Leer my u paaie, lei my in u waarheid. Wanneer laas het jy dit gebid? Wanneer laas het jy gebid, Here, leer my u weer, Here, wys my u pad? As jy raad vra by die Here, dan gee hy altyd die beste. Want hy weet wat sy gedagtes hy aangaande jou koester. Dat dit met jou moet goed gaan. En wanneer jy dan binne in God se wil en binne in God se plan is, onder God se salbreel, het jy die Gees, het jy die Seun en die Gees wat jou gaan help. Soek jy guns? Soek jy goedheid? Bly in God se plan. Bly in God se plan. Nommer 4. Dit bring my eintlik by nommer 4. Want jy sien, wanneer ek 'n man is na God se hart, wanneer ek my sondes bely, wanneer ek God my raadgewer maak, dan kom dit outomaties dat ek my vertroue in die Here stel. Dis een ding waarmee Dawid nie gesukkel het nie. Toe hy Goliat moet aanval, toe sê hy, jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. My vertroue is nie in 'n swaard nie. Toe die koning vir hom daardie swaard pak wil aantrek, toe sê ek kan nie hiermee oorlog voer nie. Dit is te swaar, dit is te lomp. En hulle sê, maar jy kan nie sonder dit nie. En ek dink Dawid het vir homself gesê, as ek die leeu en die beer in die veld kon verskeer met God se hulp, wat is 'n reus in my pad? Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy jou vertroue in die Here plaas, sal geen reus voor jou kan staan nie. Sal geen reus voor jou kan staan. Hoekom nie? Want my vertroue is in die Here. Psalm 56 vers 4 sê, ou Dawid is besig om weg te kruip vir Saul. Hy sê, die dag as ek bang is, Here, wie was al bang? Kom aan. Here, die dag as ek bang is, plaas ek my vertroue in die Here. Psalm 20 vers 8, moet Dawid 'n groot oorlog voer en dan sê hy, Here, hulle vertrou op hulle strydwaans, Here, hulle vertrou op hulle perde, hulle vertrou op die duisendes wat oorlog moet voer, maar my vertroue is in die naam van die Here. Miskien moet jy môreoggend as jy opstaan sê, Here, my goed lyk besard, dit lyk eenvoudig, ek kan dit nie doen nie, maar my vertroue is vanmôre in die Here. Weet jy wat gebeur? Die oomblik wanneer jy jou vertroue in die hande van die Here sit, dan kom goedheid en guns outomaties.
maar jy sal eers die treukie moet gee. Nader tot my, dan nader ek tot jou, sê die Here. En ek weet nie waardeur jy gaan nie. En ek weet almal van ons soek goedheid en ons almal soek guns. Maar in wie vertrou jy? Waar is jou vertroue vanmôre? Psalm 27 vers 1 sê, Dawid is aan die woord. Hy sê die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is vir my 'n toevlug van my lewe, vir wie sou ek bang wees? Vir niks, vir niemand nie. Jy ken Spreuke 3 vers 5. Vertrou op die Here met jou hele hart en moenie op jou eie insigte staat maak nie. En hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Hallo? Sien nie waar maak ons fout? Here, ek soek asseblief die guns en die seën, maar ek het 'n paar planne hier in die agterkant. Ek het 'n paar dinge wat ek self sal uitsorteer. Here, hierdie leer is myne. Hierdie is daarom groot probleme. Ek gaan hierdie goed self hanteer. Nee, sê die Here, gee dit alles vir Jesus. Take your burdens to the Lord and leave it there. Nommer 5. Dawid het die krag van aanbidding besef. Dawid het die krag van aanbidding besef. Weet jy hoekom het die kerk van Jesus Christus nie meer seën en goedheid nie? Want ons aanbid te min. Dawid was nie net 'n koning nie. Hy was nie net 'n goeie krygsman nie. Hy was 'n ware aanbidder. Hy het die krag van aanbidding besef meer as enigiets anders. Psalm 34 vers 2 skryf Dawid, hy sê, ek wil die Here loof. Sy lof sal altyd deur in my mond wees. Maak die Here met my groot. Verheerlik sy naam. Weet jy wat gebeur? Jy kom in aanraking met God se hart. En as jy in aanraking met God se hart kom, dan raak jou probleme kleiner, want jy is in die teenwoordigheid van 'n groot God. Jou fokus verander. Ek fokus nie meer op dit nie, maar ek fokus op die eindstreep, want Jesus is my leidsman en vir my verlosser. Hy's die een wat my deur gaan dra. My eie ek sterwe en Jesus Christus word meer. Ek is besig om hom op die troon te sit, soos wat ek hom aanbid. En Dawid het geweet, in alle omstandigheid, in alle tye van sy lewe, in alle goed of sleg, moet ek die Here aanbid, sodat sy goedheid in my lewe kan inkom. Psalm 150 vers 6, Dawid is weer aan die woord. Hy sê, laat alles wat asem het, die Here loof. Psalm 103 vers 1, loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, loof sy heilige naam. Dawid het geweet, dat as ek die guns van die Here soek, kan ek nie net oorlog maak nie, kan ek nie net regeer nie, ek moet op 'n plek kom, wat ek God aanbid, in gees en in waarheid, en hoor vir my kerk, daar kom 'n uur, en die uur is nou, wat God dit dubbel van ons gaan verwag, om hom te aanbid. Hallo? Ons sal moet minder ons besig hou met ander dinge en meer besig hou met sy dinge. En hoe meer jy bid, hoe meer gaan jy kan bid. Pastoor, ek sukkel om 5 minute te bid. Ek verstaan dit, maar bid dan net 'n minuut. En môre bid jy 1 minuut en 30 sekondes en later word dit meer en meer en meer. Paulus skryf nie verniet, oefen jou tot in die godsaligheid nie. Dit kom nie outomaties nie, maar iewers sal ek moet begin. Hallo? As ek môreoggend 20 kilos moet draf, is ek weg. Maar ek beloof jou, ek kan daarom seker 'n kilometer draf. Hallo? Maar as ek nie by die kilo gaan begin nie, gaan ek hierdie maraton kan hardloop nie. Die kinders van die Here kan nie die maratons hardloop nie. Hoekom nie? Want ons sit nog in die gemakstoel. My tekkies is aan. Pastoor, dis niks. Kos meer as my maand se pay. En ek het daai hempie en die sakkie en die selfoon kan inpas in die waterbottel en ek is reg. Dit help niks. Jy moet opstaan, jy moet iets doen. Begin om God te aanbid. 'n oomblik in sy teenwoordigheid is beter as ek praat maklik, ek weet. Nommer 6. Dawid was 'n man met 'n nederige hart. Die rede vir die goedheid en die guns wat Dawid gekry het, was omdat hy koning was.
Dit was outomaties deel van die pakket, die paleis, die lekker kos, die slawe, die mooi goed. Maar Dawid het geweet, sy seun lê nie in sy rykdom nie, lê nie in sy oorwinnings nie, lê nie in sy gewildheid nie. Onthou jy, die mense het gesing en Dawid, Saul het 1000 verslaan, maar Dawid het 10.000 verslaan. Hy was beroemd, maar sy guns het nie daarin gelê nie. 2 Samuel 7 vers 18. Ek het dit nog nooit gelees nie. 2 Samuel 7 vers 18. Wie is ek, Here, sê Dawid. Onthou, hy is die koning. Hallo, hy is die koning van Israel, die uitverkore nasie van God. Hy is die koning. Hy sê, Here, wie is ek? Here, wie en wat is my huis, dat U my tot hier toe gebring het? Here, wat is ek? Wie is ek? Here, hoekom is U so goed vir my? Dawid erken dat 'n nederige hart maak die guns en die seën van die Here los. Hy het baie rede gehad om te roem. Ek glo hy het ook geroem. Hy het rede gehad, maar Dawid sê, Here, wie is ek? Wat is ek? Wat is hierdie paleis sonder die Here? 'n Nederige hart maak spasie vir guns en seën. Wanneer jy op 'n plek kom wat jy sê, Here, wat ek het is maar net aan my geleen. Jakobus 4 vers 6 sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy goedheid en guns en genade. Hallo? 1 Petrus 5 vers 5, beklee julle met nederigheid, verneder julle dan voor die kragtige hand van God. Hoekom? Sodat hy julle op die regte tyd kan verhoog. Hoekom? Here, ek soek die goedheid en die guns en die seën van die Here. Spreuke 22 vers 4 sê, die loon van 'n nederige en die loon van die man wat God vrees, is rykdom, eer en lewe. Met ander woorde, goedheid en guns. Maar dan moet ek 'n nederige hart hê. Jesus ry op die rug van 'n donkie, nadat hy die mooiste wit perde kon roep om hom in Jerusalem in te vat. Ek sluit af. Hierdie is seker een van die belangrikste punte. Dawid het besef en geweet, God se teenwoordigheid is die belangrikste van alles. Psalm 27 vers 4 sê Dawid een ding. Hy sê, een ding het ek vir die Here gevra. Net een ding. En dit sal ek altyd deursoek, dat ek my hele lewe lank in die huis van die Here mag bly. Wat sê Dawid? Hy sê, Here, ek het hierdie mooi paleis, met al sy goud en sy rykdom waarin ek is. Here, dit tel niks as ek Jesus nie het nie. Dit help niks as ek Jesus nie het nie. Jy hoor my nie. Dit help niks as ek Jesus nie het nie. Here, ek soek U teenwoordigheid. Psalm 51 vers 13 sê, Here, moet asseblief my nie van U wegdryf nie. U teenwoordigheid, U Heilige Gees, moet dit nie van my wegneem nie, sê Dawid. Here, ek begeer dit om al ewig binne in U teenwoordigheid te kan wees. Ek sluit af. 2 Samuel 16 vers 14. Dawid loop in Jerusalem en hy loop in sy paleis en hy sê vir homself, "Sjoe, dis mooi. Ons het goed gedoen, maar hier kort iets. Hier kort iets." En toe Dawid rustig raak, toe kom hy by homself en hy sê, ons kort die teenwoordigheid van die Here in hierdie paleis, in hierdie tempel, en ons kort die teenwoordigheid van die Here in Jerusalem. En nou Dawid doen 'n bietjie navorsing en hy kom agter dat die ark van die Here wat deur die Filistyne 7 maande terug gesteel is nog nie teruggebring nie. Weet jy wat doen Dawid? Dawid kry 30.000 mans. Die bestes van die volk. Hallo? Die bestes van die volk. En hy sê vir hulle, kom. Ons gaan daar na Bala toe. Ons gaan die teenwoordigheid van die Here terughaal. Want hierdie goud en hierdie paleis en hierdie mooi dinge help niks as ek die teenwoordigheid van God nie kan terugbring in die stad nie. 30.000 manne beweeg. Daar word 'n splinternuwe wa gebou en daar word splinternuwe koeie. Die koeie was uitgesoek, melkkoeie sê hulle. En hulle moet die wa gaan sleep.
En toe hulle so 'n entjie gery het met die verbondsark wat Dawid gaan terugkry by die Filistyne. Die ark is op die nuwe wa met sy nuwe koeie. 30,000 mans loop vooruit en die musiekinstrumente speel en Dawid dans en hy juig van die teenwoordigheid van God is terug. Toe val die ark so bietjie af. En Isak gryp die ark en hy wil help en die Here straf hom dood. En ek leer iets vanmôre. Jy kan nie met onrein hande en 'n onrein hart in die teenwoordigheid van God inbeweeg nie. En Dawid raak bang en hy sê los die ark net hierso. Los die ark net hierso. Ek is bang vir die Here en hy gaan terug Jerusalem toe. En die Bybel sê 3 maande daarna, toe sê Dawid, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer sonder die teenwoordigheid van die Here nie. En hy gaan terug. En hy gaan haal die ark en hy sê, kom, ek moet die ark bring. Here, ons is nou rein. Here, ons is skoon. Ons het nie nou 30,000 mans nie. Ons het net so 'n paar uitgesoektes. Het jy agtergekom? Ons word minder want dit is moeilik om die Here te aanbid in gees en waarheid. En hy sê hier jou bietjie wat ons het. Ons gaan die ark gaan haal. En toe die ark Jerusalem inkom, toe pluk Dawid sy klere af en hy begin dans en hy begin jubel voor die Here. Hoekom? Want die teenwoordigheid van God is in my midde. Weet jy wat doen sy vrou? Michal, sy sê, Dawid, jy maak 'n bespotting van jouself en van die koningshuis. Weet jy wat doen die Here? Hoor my hart, ek sê nie dit is wat God doen nie. God straf haar sodat sy nooit kinders sal kry nie. Hoekom nie? Want die teenwoordigheid van God is heilig. Die teenwoordigheid van God is heilig. Die teenwoordigheid van God is heilig. Here, ek moet dit terugbring. Ja, Dawid, ons het nie met 30,000 mans nie. Stuur wat jy het, want hierdie is uitgesoekte kinders van God, wat nie sonder die teenwoordigheid van God kan aangaan nie. En toe die teenwoordigheid inkom, toe kan Dawid nie anderste as om te juig en te jubel nie. Ek wil vir jou een ding sê, as jy die goedheid en die guns van die Here soek, soek God se teenwoordigheid meer as ooit tevore. Bring die verbondsark terug in jou huis, bring die verbondsark terug in jou lewe, bring die verbondsark terug in die kerk, sodat God se kinders rondom sy ark kan begin dans en God se guns kan begin geniet. Onthou jy daar in Eksodus 25 vers 22 sê Moses, Here, ek kan nie gaan deur die woestyn as U nie saamgaan nie. En die Here sê, Moses, verstaan jy nie? Hier's ek, die verbondsark. Hy sê, en ek sal met jou praat van die deksel af. Weet jy hoekom hoor ons nie meer God se stem nie? Want die verbondsark met die verbondsdeksel is by die Filistyne toegemaak. En is besig om stof op te gaar. En ons is te bang om aan dit te raak. En ons is bang vir wat die mense se gaan sê as ons opgewonde raak. Ek is bly, ek is Pinkster. Ek is bly ek het die gees van God binne in my. Ek is bly ek kan opgewonde raak oor die teenwoordigheid van die Here. Kerk, ons moet Jesus terugbring in sy gemeente. In ons huis, in ons besigheid, in ons lewe. Jy gaan die goedheid en die guns van die Here net vir 'n oomblik smaak, maar as jy sy teenwoordigheid inbring, het jy lewe in oorvloed. Maak dit sin? Ek weet dit is gratis en verniet, maar jy moet tog 'n paar dinge doen. Kom ons sluit ons oë. Here, ek besef vanmôre meer as ooit in my lewe, alhoewel die guns verniet is. Here, sal ek moet op 'n plek kom wat ek 'n hart hê soos God. Ek sal my sondes moet bely. Ek sal U moet raad vra. Ek sal my vertroue in die Here moet plaas. Here, ek sal U moet aanbid soos nog nooit van tevore nie. Ek sal moet 'n nederige hart kry. Maar Here, die laaste punt is seker die belangrikste. Ek sal die teenwoordigheid van die Here moet terugbring in my lewe. Here, ek begin vanmôre by my. Ek en my huis, ons sal die Here dien. En terwyl jy vanmôre hier voor my sit en jy is 'n bietjie herkou in alles wat ek gesê. Wil jy nie vanmôre jou hande opsteek en sê, Here, hier is ek en my huis, ons gaan die verbondsark, U teenwoordigheid terugbring in ons lewens. Terugbring in my huwelik, terugbring in my verhoudings, terugbring in my besigheid, terugbring in dit wat ek doen, maar meer as als terugbring in my kerk. Here, ons kan nie sonder die teenwoordigheid van die Here nie.
Here, vir lank genoeg het die vyand met ons teenwoordigheid gesit. Here, ons soek dit vanmôre terug. Here, dankie dat ek weet vanmôre goedheid en guns is outomaties deel van my lewe. En ek wil vanmôre vir U dankie sê, Here, dat U vir my goed is. Here, dankie dat U vir my goed is. Here, dankie vir die guns en die seën oor my lewe. Here, help my om hierdie 7 dinge onder die knie te kry, sodat ek elke môre meer en meer van die seën kan